Liefdes, ons kom vanaand by Matteus 6, by vers 11, en ons teksversie sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. En ek wens ek kon nou vir een oomblik net gou dink, wat gaan nou in u kop aan? Dominee, wat gaan jy preek oor gee ons vandag ons daaglikse brood? Daar staan ons alles wat ons wil sê. Maar wanneer ons die Onse Vader bestudeer, dan is dit opvallend dat ons die Onse Vader eintlik in 6 onderafdelings kan verdeel wanneer ons bid. Ons noem hierdie 6 onderafdelings die 6 bedes van die Onse Vader gebed. En dan kan ons hierdie 6 bedes weer in 2 groepe gaan indeel. Die eerste 3 kan ons noem die sogenaamde U tussen aanhalingstekens bedes. U met 'n hoofletter. Laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. En dan in hierdie bedes is ons op die Here ingestel. Ons het in die voorafgaande bidure reeds oor hierdie dinge gepraat en jy is welkom om te gaan luister. Ek het vanoggend gisteraand sin eers kon laai, want hier was 'n foutjie gewees toe ek dit gisteraand by die huis wou laai, toe sy nie daar nie, hoewel ek hom hier afgelaai het. Maar ons het dit toe die foutjie kon oplos en dis gelaai. So u kan rustig by die huis weer gaan kyk op die AP Kerk Potchefstroom se YouTube kanaal. Is al die bedes van ons Pinkster oordenking ook dan daar. Die tweede 3 bedes, die eerste 3 praat ons nou van die U-bedes, en dan kom ons by die tweede 3 bedes wat handel oor onsself. Hier bid ons vir dinge wat ons in die lewe nodig het. En vandag begin ons hierdie 3 bedes bietjie te bestudeer, bietjie kyk wat mooi staan daarin. Die eerste van die bedes oor onsself het ons gebid vir dit wat ons self nodig het. Nou is dit opmerklik dat die 4de bede handel oor brood. Ja, nog voordat ons geestelike behoeftes aan die Here gaan bloot lê en bid ons reeds ook vir ons fisiese behoeftes. Ons hoef nie met groot geestelike dinge na die Vader te kom nie. Ons kan sommer met ons klein en alledaagse behoeftetjies ook na die Here toe kom. Hy sê, kom na my toe, jy wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou rus gee. So ook met ons klein goedjies wat ons dalk in die lewe kniehalter en beperk, kan ons na die Here toe gaan. Ons bestudeer die Onse Vader in hierdie Pinksterreeks op 'n spesifieke manier. Ons neem die woorde wat Jesus gesê het direk voordat hy die Onse Vader aan sy disippels geleer het, en ons plaas hierdie woorde soos 'n lens of soos 'n bril bo oor die Onse Vader. En dan kyk ons wat staan in die Onse Vader. Nou u sal onthou, ons het daar in die begin met vers 8 wat sê julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle van hom vra. Dan sê hy verder, so moet julle bid. En dan gee hy vir ons die Onse Vader. Dis so amper asof Jesus eers sê, dis nie nodig om te bid nie, want die Hemelse Vader weet wat julle wil vra. Maar dan gaan hy voort en hy sê, so moet julle bid. Die volgende manier en die 4de ding waarvoor julle moet bid, is wat ons vanaand by uitkom, gee ons vandag ons daaglikse brood. Kom ons spits hierdie woorde nog duideliker op die 4de bede toe. Eers sê Jesus, julle Vader weet alles wat julle nodig het. Hiermee beteken dit tog, hy weet alles, nie net dat ons geestelik nodig het nie, maar ook dit wat ons fisies nodig het. En hiermee bedoel Jesus ook dat die Here alles weet van ons totale bestaan. En kom ek gebruik weer die beeld wat ek so rukkie terug gebruik het, dink amper gister ook en die vorige aand, van 'n aardse pa en ma wat weet wat hulle kinders nodig het. Watter moeder wat vanaand hier sit, maak net voorsiening vir vandag en môre? Nie een nie. Almal van u maak voorsiening wat kos betref vir 'n week of vir 'n maand vooruit, want u weet
dat die kinders gaan honger kry. Daarom tref hulle vandag voorsorg. Nie net vir môre nie, maar ook vir die toekoms. En met die Here as ons hemelse Vader, is dit nog net meer so. Hy weet alles wat ons nodig het. Hy weet ook watter kos ons môre en oormôre en dan volgende jaar gaan nodig hê. En as Vader weet hy dit nie net nie. Hy tref ook reeds nou voorsorg en dan gee hy vir ons. Dis dan wat hierdie teenstrydigheid in ons gemoed ontstaan van, hoekom as hy dan weet, moet ons nog daarvoor bid. Sommige mense sê ons bid om vir die Here te vra, om dit vir ons te gee. Hulle sê dat God weet wat ons behoeftes is, omdat hy voorsorg getref het daarvoor, maar voor hy dit vir ons gee, moet ons eers daarvoor vra. Dan is dit soos kinders, wat vir hulle ouers kos vra. Die ouers het voorsorg getref, en genoeg kos in die koskas opgebou. Dalk die kinders wat skool toe gaan, word 'n kospakkie gepak, sodat hy ook by die skool iets kan hê om hom te versadig. Hierdie mense sê, God wil eers hê ons moet vra, voordat hy gee. Maar weet die liewe gemeente, ek dink nie so 'n verklaring van die 4de bede is heeltemal korrek nie. Moet kinders altyd eers honger wees, voordat hulle vir hulle ouers kos vra, of voordat hulle kos kry? Nee, ouers gee baie keer, en ek wil amper sê meeste van die tyd, kos aan hulle kinders, omdat hulle weet dat die kinders 'n behoefte gaan hê daaraan, om die dag deur te kom. Nou deur Jesus Christus se verlossingswerk, is ons wat in Jesus Christus glo, kinders van ons hemelse Vader. Ons weet nou al, dat hy ons lief het. Hy verwerp en straf ons nie meer nie, want Jesus Christus het daardie verwerping en daardie straf vir elkeen van ons gedra. Sal hy sy kinders laat wag tot hulle eers vra vir 'n genadegawe? Of sal hy dit vrylik oor ons uitstort? Hy stort die meeste reeds oorvloedig oor elkeen van ons uit, selfs nog voordat ons kon vra. Hy is immers nie 'n harde, koue, afsydige Vader nie. Nee, hy is 'n Vader wat naby ons is, wat ons lief het en wat ons in liefde versorg. Hy gee, sonder dat u en ek hoef te vra. En teenoor daardie mense, wat sê ons moet eers vir God vra, voor hy enige goeie gawes vir ons gee, erken ons dat ons God weet wat ons nodig het, en vir ons gee wat ons nodig het, nog voordat ons daarvoor vra. Want hy het ons lief. En nou kom die vraag, maar as die Here dan nou sorg, hoekom moet ons vir hom vra? Ek wil hê voordat ons hierdie vraag probeer beantwoord, moet ons net eers gou na enkele woorde kyk in hierdie teksvers van ons gee ons vandag ons daaglikse brood. En dan is die woorde waarna ek verwys, wat ek wil hê ons moet gou oordink, is daardie woord brood. As ons vir die Here vra om vir ons brood te gee, wat bedoel ons? Verwys ons net na brood? Verwys ons dalk na brood as ons fisiese behoefte, maar ook die brood van die ewige lewe? Ek dink feitelik alle gereformeerde teoloë is daarvan oortuig dat met die woordjie brood baie meer beteken as net die letterlike brood wat ons hier op die tafel neersit. Met brood word verwys na alle fisiese dinge wat ons nodig het in ons lewe. Maar het jy al anders oor brood gedink? Om brood op jou tafel te kan hê, moet daar iewers koring wees. As daar iewers koring is, moet daar iewers lande wees waar hierdie koring geplant word. As daar iewers lande is, moet daar iewers 'n plaas wees wat oor lande beskik om koring te kan plant, sodat daar brood kan wees. As daar 'n plaas is, en daar's nie 'n boer wat hierdie lande bewerk met ploë en planters en trekkers en implemente nie, as hierdie boer nie
omsien en sorg vir hierdie koring nie, deur peste en plaae te beheer, voeltjies weg te hou, gaan u en ek nie brood op die tafel hê. Hoor u waarvoor bid ons as ons sê, gee ons vandag ons daaglikse brood? Ons bid vir al hierdie ander omstandighede wat opbou totdat ons by die brood uitkom. Wanneer ons dus bid vir ons daaglikse brood, het ek dit anders geformuleer en sê, dan bid ons ook vir reën en vir vrugbare grond waarop dit gekweek kan word. Ons bid vir die landbou en die boerderybedryf. Ons bid vir die nywerhede, die fabrieke en die besighede. Ja, ons bid eintlik vir die ekonomie in sy geheel. Ons bid vir stabiliteit en vir vrede in ons land, sodat ons iets kan hê om te kan eet, om te kan leef. Ons bid vir ons eie gesondheid, om te kan werk en inkomste te kan verdien, sodat ons 'n brood kan koop. Sien jy hoe kring hierdie ding uit soos daardie voorbeeld van 'n klippie in die dam? Ons bid nie net vir die brood nie. Ons bid vir 'n menigte ander goed wat daarmee saamgaan. Duidelik verwys die woordjie brood dalk na die fisiese behoeftes wat ons almal mag hê. En dit kan verskil van persoon tot persoon. Het jy al gedink, wat is brood vir 'n student? Dis moontlik daardie handboeke om hulle vakke te kan bestudeer. Vir 'n bouer is die brood wat hy daagliks nodig het, die stene en die sement sodat hy kan aangaan met sy bouwerk. Vir die huisvrou en die moeder is dit die kos en klere waarmee sy haar gesin kan versorg. Vir 'n rekenaartegnikus is dit dalk rekenaars en tegnologiese toerusting. Want as dit nie daar was nie, het die rekenaartegnikus nie werk gehad nie. En so kan ons aangaan en uitbrei, dat as jy bid vir jou daaglikse brood, bid jy dat die Here sal voorsien in dit wat jy nodig het om te kan leef. En dan moet jy mooi oplet. Jy bid nie om stil te sit en te dink jy gaan ontvang nie. Jy bid dat die Here sal voorsien in wat jy nodig het om jou brood te kan verdien. Die tweede woordjie waarna ons kyk is eintlik twee woorde wat ons eintlik by mekaar kan voeg, want hulle loop hand aan hand. En dis die woordjie vandag en daagliks. Gee ons vandag ons daaglikse brood. En hierdie woordjies is 'n ongelooflike groot troos, maar ook terselfdertyd 'n groot berisping vir ons lewe opgesluit. Kom ons kyk eers na hierdie berisping, dalk na hierdie vermaning kan ons dit ook maar noem. Wie van ons het nie al gewens om skielik 'n paar miljoen rand te mag besit en sodoende nie meer oor die sorges van die toekoms te bekommer nie? As ek elke dag lekker daar op die strande van Mauritius of Dubai kan lê en ek het genoeg rente wat inkom om te koop wat my hartjie begeer, sal dit nie wonderlik wees nie? Dan hoef ons nie te bekommer oor die dag van môre nie. Om nie meer van 'n werkgewer afhanklik te kan wees om te kan lewe nie. Om nie meer te sukkel om 'n oortrokke bankrekening weer afbetaal en afgelos te kry nie. Om sorgvry en kommervry oor jou finansies te kan aftree en nie te bekommer oor wanneer gaan my pensioen te min raak om in my daaglikse behoeftes te voorsien nie. As u dit nog nie gedoen het nie, moet ek vanaand bely, ek het dit al baie keer gedroom. Ek het al baie gedink hoe lekker sal dit tog nou kan wees, as ek nie hoef te werk nie, maar die geld stroom in. Maar aan die ander kant, wie van ons is nie soms maar baie bekommerd oor die dag van môre nie? Wie van ons is nie bekommerd oor wat van ons kinders gaan word en ons kleinkinders in die toekoms nie? Wie van ons het al soms die volgende tipes gedagtes gehad? Gaan ek nog volgende week of volgende maand my werk hê? Ons lewe in 'n tyd wat so volatiel is, soos die ekonome sê, dat jy nie meer seker is of jy elke maand jou werk weer gaan hê nie. Gaan ek volgende maand nog in staat wees om my gesin te kan versorg? Gaan my pensioen nie dalk opraak iewers en dan wat dan? Dan wil niemand my meer in diens neem nie, want dan is ek oud en oor die muur. Indien ek die werk kry, gaan my gesondheid dit toelaat dat ek nog kan werk.
Liewe broer en suster, die berisping wat vir ons opgesluit is in hierdie vierde bede, is dat ons op God moet vertrou vir vandag se sorg. En ons moet onnodig om te bekommer oor wat in die dag van môre lê. Ek het by een van die Pinksterbidure gesê van die oom daar in Suidwes, wat vir my gesê het, ai, as ons tog net vandag môre se Koran kon gelees het, hoeveel makliker sou dit nie gewees het. Maar die Here sê, bekommer jou oor dit waaraan jy 'n verskil kan maak. En dit is vandag. As ons bid, gee vir ons daaglikse brood, dan vra ons mos nie, gee genoeg dat ons vir die week reg is nie, of vir die maand wat voor lê nie. Maar nou kom die trooswoorde, God sorg vir vandag en gee vir ons elke dag daardie gawes wat ons nodig het vir daardie dag. Ek sal nooit vergeet nie, as ek hierdie goed praat, dan dink ek aan my oorlede vader, wat altyd gesê het, in die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien, en as jy 'n bietjie harder werk, kan jy dalk soms 'n stukkie koek ook kry. Die Here gee alles wat ons nodig het vir ons hele lewe, op daardie dag wat ons lewe. Moet daarom nie die sin vir môre jou 'n oorhand oor jou laat kry nie. Leef vir vandag, want God sorg vandag. 'n Eentjie verder sê Jesus hier in Matteus 6, dat ons nie oor die dag van môre moet bekommer nie. Deur te bekommer kan jy nie 'n L by jou lengte byvoeg nie. Maar dan sê hy ook, kyk na die voëls van die veld. Hulle saai nie, en hulle oes nie, en tog sorg die hemelse Vader vir hulle. As hy dit vir hulle doen, hoeveel te meer vir jou en vir my wat sy kind is. Daarom wil ek sê, jy moet so daaroor dink. Kyk maar terug vanaand na elke lewensdag wat jy al die voorreg gehad het. Hoe het God vir jou gesorg? As jy regtig eerlik is, moet jy erken, op elkeen van daardie lewensdae het jy genoeg gehad om vir daardie dag te lewe. Net so as jy letterlik vandag en nou besig om deur die Here versorg te word. Hy voed jou ook met die brood van die ewige lewe. Moet jou daarom nie vandag onnodig bekommer oor die sorge van môre nie. Ja, die Vader maak van werkgewers gebruik om meeste van ons te versorg. Die Vader maak gebruik van pensioene om ons op ons ou dag te versorg. Maar weet dit, op watter manier jou daaglikse brood op jou tafel kom, dit kom uit die hand van die Here. En as God besluit om die manier waarop jy versorg word, dalk te verander, dan sal hy steeds vir jou sorg. Hy bly jou Vader wat jou liefhet, wat jou wil versorg en wat jou elke dag dra deur al jou daaglikse probleme. Ek dink nou begin ons verstaan hoekom ons moet bid. Gee ons vandag ons daaglikse brood, terwyl die Here lankal weet wat ons nodig het, want ons bid nie regtig om vir die Here te sê wat ons nodig het nie, maar om ons hemelse Vader te gebruik hierdie bede om ons daaraan te herinner en dit op te skerp in ons menslike geheue dat hy vir ons sorg. Daarom wanneer jy bid nadenkend en opreg. En raak rustig in daardie wete dat wat ook al elke dag oplewer, jy word versorg deur jou hemelse Vader. Ek het vanoggend se biduur ook gesê, wanneer is genoeg? Een persoon verdien X rand en hy lewe volgens sy inkomste. 'n volgende persoon verdien dubbele X en hy leef daarvolgens. En dan sien ons dat mense, veral ons boere, maklik uitkry en sê, kyk net hoe staan hierdie mielies op die land. Kyk net daar die nuwe bakkie. Hy het alweer 'n nuwe motor wat hy mee kerk toe ry. Kyk daar die splinter nuwe stroper wat in die stoor staan. Maar geliefdes, besef ons dat boere meeste van voor son op tot lank na son onder werk om hierdie goed in plek te kry.
Want hy beplan ook maar vooruit. Hy beplan ook om dit beter en vinniger te doen, om 'n beter kwaliteit produk daar te sit. En hoekom wil hy 'n beter koring op die tafel sit? Sodat u en ek 'n beter brood het om te kan lewe. Maar ons gun nie meer vandag die son oor ons medemens skyn nie. En dan het ek naslaan die Heidelbergse Katekismus, sê dat hierdie bede 3 dinge in ons lewens doen. En ek gaan nie baie uitwy daaroor nie. In die eerste plek herinner dit ons dat God die bron van alle goed is. Is dit nie jou hemelse Vader wat dit vir jou moontlik gemaak het om vanaand hier te sit nie? Ons is so geneig om van die waarheid te vergeet. Ons is so geneig om in hierdie rebellie van die Satan vasgevang te word, dat ons nie meer die stem van God in ons lewens hoor nie. Ons is so geneig om alles, ja selfs die koskas in die huis, die kruidenierskas, as vanselfsprekend te aanvaar. Vanselfsprekend te aanvaar dat ons 'n huis het met 'n dak oor ons koppe het, dat ons 'n voertuig het wat nog loop. Maar die ware gelowige besef dat alles wat hy het 'n gawe van God is. As jy nie afhanklik van God leef nie, sal jy nie die noodsaak van God se seën besef nie, en leef jy geestelik eintlik verarm. Dink net vir een oomblik so na oor die seën van God. God is die bron van alle goed. Hy gee vir ons wat ons nodig het. Maar as hy by dit wat hy vir ons gee, nie ook sy seën gee nie, en dan is dit nie seën soos 'n kind nie, seën met 'n dubbelkolletjie op, dan help dit ons niks. Wat help dit om oorvloedig ryk te wees en alles in hierdie wêreld kan bekostig? Maar jy is dalk aan 'n bed vasgekluister en jy kan nie die lewe geniet wat God jou gee. Daarom bid ons dat die Here ons sal seën met die keur van sy seëninge, en so raak ons daagliks bewus van die seën van God. Die laaste ding in hierdie 4de bede is dat ons sal leer om al ons vertroue in God te plaas. Want op so 'n manier verheerlik ons hom. Moenie jou vertroue in jou eie kragte of jou eie vermoëns en inspanning plaas om in jou fisiese behoeftes te voorsien nie. As boere nie die geloof gehad het om die saadjie in die grond te sit en te glo die Here sal op sy tyd reën bring nie, was alles te vergeef. Hy kan nie op sy eie kragte staat maak nie. Dit beteken nie dat ons moet terugsit en niks doen nie. Die voëls waarvan Jesus in Matteus 6 praat, kan nie terugsit en niks doen nie. Nee, hulle gaan uit, hulle vlieg die hele dag rond, hulle is permanent op soek na dit wat God vir hulle beskikbaar stel. So moet ons ook die gawes wat die Here vir ons gee, gebruik. Moet egter nie jou vertroue in jouself stel nie. Ek moet nie vanaand skok. Jy is nie so oulik dat jy nie die Here nodig het. Vertrou God met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Doen jou deel en wees bewus van jou afhanklikheid van God. So kry jy ook die troos dat wanneer jou omstandighede verander, God steeds in jou daaglikse behoefte sal voorsien. Onthou, ons het dit gister of eergister gesê. Jy is God se kind. Jy is sy erfgenaam. Dit beteken erfgenaam van alles wat God het. En wat het God alles? Die hele skepping. Hy sal vir jou sorg op die manier wat hy as alwetende Vader weet wat die beste vir jou is. Glo en vertrou God en vat hom op sy woord. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige en genadige God en hemelse Vader, gee vir ons die moed om te wys
waarvoor ons staan in hierdie wêreld. Om op te staan vir die reg van hulle wat hulle self nie kan verdedig nie. Ja, selfs al sou dit lei tot onreg teenoor onsself. Maar Here, help ons om niks hoër te prioriseer of enigiets belangriker te stel as U in ons lewe nie. Om niks liewer te hê as wat ons U kan lief hê nie. Want dan hoef ons niks te vrees nie, behalwe om U te verloon. Help ons om van niks 'n afgod te maak in ons lewens nie. Ja, ook nie ons eie koninkrykies wat ons besig is om te bou nie. Gee dat ons sal besef dat ook dit gawes uit die Vaderhand is, talente wat U vir ons gegee het om mee te woeker. Help ons, Here, om geen ander vrede te soek as daardie vrede in die woord wat alle verstand te bowe gaan nie. Maar maak ook elkeen van ons 'n instrument van daardie vrede, deurdat U ons oë en ons ore en ons harte oopmaak, sodat ons duidelik sal weet hoe U ons wil gebruik om te werk vir U vrede, ook hier op aarde. Dankie vir soveel liefde, soveel verdraagsaamheid, soveel omgee. Dankie dat U ons Vader is, wat in die hemel is, maar wat vir elkeen van ons sorg, ook hier, op hierdie gebroke wêreld. Ons dank en ons loof U daarvoor, in Jesus Christus naam. Amen.